Nou ja, soos ek u vanmôre gesê het, die wat nog gebly sit het, dan koop jou 15 dag, dis vas vanmôre. Ons tema is lippe vol aanbidding, maar 'n hart sonder oorgawe. Ons teks van oordeenking wil ek graag vir u lees vanmôre. Net keer hier so dat jy so sorg en nie my bladsye verwerweer nie. Is Hebreërs 12 vers 4. Luister mooi wat sê die Here vir ons hier vanmôre. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd met sonde. Wie van julle het al hierdie vers gelees? Wie van julle verstaan vanmôre wat dit beteken? Nou kom ek sê vir julle vanmôre, om te kan sê vanmôre, ons het nog nie ten bloede weerstand gebied teen sonde, beteken ons doen nie genoeg. So maklik soos dit. Plain Afrikaans, ons doen nie genoeg. Dis presies wat hierdie teksvers vanmôre vir ons sê. Ons as kinders van God, as gelowiges, doen nie genoeg. Ons het nog nie ten bloede weerstand gebied nie. Om nog nie ten bloede weerstand te bied nie, beteken jy het nog nie tot die punt gekom waar jy fisies bloei en sterf in jou stryd met sonde. Daar's nog te veel mense wat met lippe vol aanbidding deur die lewe gaan, maar 'n hart sonder oorgawe. Met ander woorde, ek praat soos 'n kind van God, ek loof en ek prys die Here met my mond, maar my lewe is geen bewys daarvan. My hart is die probleem. Die oorgawe is nog nie daar. En ek wil hê jy moet bietjie vanmôre self ondersoek doen. Jy moet nou nie spring en gou kyk na die buurman of die ouens by die werk nie, of die mense by die huis nie. Kyk na jouself vanmôre. Kan ons vanmôre bietjie voor ons eie deur vee, voordat ons so vinnig is om voor ander se deur te vee? Kan ons dit doen vanmôre, kerk? Kom ons vee vanmôre bietjie voor ons eie deur. En as die Here vanmôre met jou praat, dan beteken dit, hy wil hê, jy moet begin werk aan wat ook al jy sukkel. Jy weet, as ons vanmôre voor ons eie deur moet vee, dan sal ons begin agterkom hoe ons praat en hoe ons oor ander praat en wat ons van ander mense sê, veral wanneer dit kwaad is of ontsteld is oor iets. Want dit is mos die enigste manier om jou manlikheid te bewys, is om kras woorde te gebruik. Nou is die amens van min. En dis nie die manne nie, hoor. Nee, as bedryf vrouens wat ook nog gerieflik woorde uiter, wat jy eintlik net daar by self die diepste mynskap in die wêreld, wat jy daaronder gebruik. Hulle gebruik daai. Want hulle weet, niemand mag het hoor. En hierdie lippe wat ons hier gebruik, hierdie lippe wat ek gebruik om daai woorde mee te uitdruk, is dieselfde lippe wat ek vanoggend hier staan en sing mee en sê, Here, aan U gee ek al die eer. Is dieselfde lippe wat ek vanaand op my knie gaan en sê, Abba Vader, ek bid in die naam van die Here dat U blessing oor my losmaak. Is dieselfde lippe wat ek iemand mee vervloek en vloek en skel en skree. Dieselfde lippe. Hoekom? Want ek loof God met hierdie lippe. Ek kan bid die Here met hierdie lippe, maar ek sit met 'n hart sonder oorgawe. Dis respekvolle woorde wat geuiter word. Dis die lippe wat ons die Here mee prys. Dit, my broer en suster, is niks anders as 'n hart sonder oorgawe. Miskien dink ons nie altyd daaraan, miskien besef ons nie altyd dat ons met hierdie selfde mond, wat ons so gemaklik vloek en vervloek, sleg sê of dalk skinder oor ander, is dieselfde lippe, dieselfde mond waarmee ons die Here loof en prys. Dit is ons as gelowiges. Ek praat nie vanmôre met mense wat daar buite is, wat nie by die Here uitkom. Hoe is dit dan dat ons dink, ek kan sê wat ek wil, praat soos wat ek wil, dit besondig wil ek hier instap en die Here aanbid, en dieselfde. Ek het eendag gehoor iemand sê, jare terug in ons dae toe ons jonk was, het die seuns gedrink soos die paas en die meiskinders
kos gemaak soos die maas. Deesdae drink die dogters soos die paas, en die seuns maak kos soos die maas. Dis 'n skande, kerk. Dis 'n skande, dis niks anders as 'n dubbelhartige arm. Niks anders as dit. As 'n woord in die Afrikaanse woordeboek wat hierdie tipe mense baie mooi beskryf. Skynheilig. Tweegesig. Daar's nog iets van 'n jakkals ook, maar gaan dit nou nie gebruik. Jy weet waarvan ek praat vandag. En om skynheilig te wees vir mense is een ding. Maar om te dink dat jou skynheiligheid gaan werk vir God is iets anders. Sê die woord nie vir ons, daar kan nie goeie en slegte vrugte van dieselfde boom kom. Of 'n fontein wat soet water bring, kan nie bitter water bring. Matteus 7 vers 16 tot 18 sê aan hulle vrugte sal hulle geken word. Luister mooi wat sê die woord van God vandag. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van ditsels, sê die woord. Sodra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom ook nie goeie vrugte. Dis my altyd so ironies dat 'n mens sy hele karakter verander so 'n uur of 2 voordat hy in die kerk staan. Hoekom gebruik ons nie dieselfde woorde wat ons daar agter in die tuin gebruik wanneer jy jou toe instap hier in die kerk vanmôre? Skynheiligheid. Ek hoor te min amens. Dis skynheiligheid. Dis niks anders as dit nie, kerk. Is dit omdat hierdie gebou miskien heilig is? Omdat ons hier in mekaar kom en ons is heilig? Nee. So nou sit ek my maskertjie op as ek hier uitstap en haal ek hom af. Ek wil vir julle sê vanmôre, hierdie, wat jy hier sien, is nie die kerk. Hier is die kerk. En as jy dink, jy kan praat soos jy wil, sê wat jy wil van almal, doen wat jy wil oor almal, maar as ek besonder hier instap met 'n heilig wees, dan maak jy 'n fout, kerk van die Here. Hierdie is jou tempel, hierdie is jou kerk, hierdie is die kerk. Ons is almal deel van die liggaam van Christus, so jy behoort dit uit te leef. Oral waar jy gaan. Maak nie saak of daar iemand is wat jou sien, of niemand wat jou sien nie. Ek wil vir jou sê, as iemand wat altyd kyk. Sy naam is Jesus Christus. Ons is deel van die liggaam van Christus. So volgende keer, net so voordat jy begin met daai myntaal van jou. Met woorde wat jy in jou woordeskat hoor, dink bietjie daaraan. Al hoor die kerkmense dit nou nie, al hoor die pastoor dit miskien nie, God hoor elke woord wat uit jou mond uitkom. Die Bybel noem dit dubbelhartigheid. Wat beteken jou hart is in 2 gedeel. Die een gedeelte van my hart wil ek die Here dien, maar by die ander gedeelte wil ek steeds deel hê van die wêreld en sy dinge. Dis hoekom daar mans is wat hulle vrouens uit mekaar uitvloek, so sleg sê dat die siel nie kan afwas nie, en later sy beter voel, met dieselfde mond, kom vertel hy van, ag my liefie, ek is so bitter lief. Of dalk andersom, want deesdae is daar ons vrouens wat die orde van God so 'n bietjie omdraai in die huis, sy maak die reëls. Sy is die een wat die huis roel, en die man moet net sê ja en amen. Sy vloek en vervloek, en later is sy baie lief vir hom, vooral as die pysslip huis toe gekom. Ken jy nie sulke mense nie? Hulle is nie in hierdie gemeente nie, nee. Kyk broer, sy word 2 maal opgeblaas. En payday, daar is daar niks aan avond kan. En dis ook dan, wanneer sy vir hom sê, okay, kom ons gaan met die vloerbed toe vanavond. Ons het nou die pysslip gekry. Kyk, dis dubbelhartigheid. Dis niks anders as dit nie. Ons lag daaroor, maar dit gebeur, dis 'n realiteit hierdie. Ek ken mense wat sulke probleme het in die lewe. Dankie Here, ek kry nie 'n pysslip nie. Wys sy heilige naam.
Kerk is niks anders as manipulering. As manne wat so gecontroleer word en gemanipuleer word met hierdie dinge, dis iets om vernaar te word. En as jy nie geweet het nie, hierdie is van die sterkste bene waarop Satan manifesteer. Manipulering, kontrolering en dominering. Hierdie is iets wat spontaan behoort te gebeur tussen 'n man en 'n vrou. Nie wanneer jy die paislip huis toe bring nie. Dis 'n skande, man. Maar dit is 'n manipulasie, dis 'n kontrolering en 'n dominering, dis van die Satan af. Daarom het God die man en die vrou geskape, om mekaar lief te hê, liefde te gee en kinders in die lewe te bring. Maar ongelukkig word hierdie as 'n sambok gebruik in baie huise. En manne val so maklik in daardie stuk. Maar nou gaan jy miskien vir my vra, maar wat het hierdie onderwerp nou enige iets met ons tema vanmôre uit te waai? Verseker het dit nie staan nie uit te waai, want dit is met daai selfde hart wat jy jou man of jou vrou manipuleer, wat jy hom of haar so probeer kontroleer en domineer, waarmee jy op 'n Sondag nie wil instap en sê, God, I give you my heart. Dis haar selfde hart. Dit hoort nie so. Kerk van die Here, wanneer gaan die mens besef dat ons besig is om te veragter in die genade van God? Wanneer gaan ons tot 'n besef kom dat môre is nie gegarandeer? Wanneer gaan ons besef, ek sien gisterand weer 'n post van iemand wat sê 'n persoon is op 'n motorfietsongeluk op slag dood. Kerk van die Here, ek wil vir julle sê vanmôre, hoor my vanmôre. As jy vandag jou laaste asem moet uitblaas vir een of ander rede en jy kom voor God se troon en jou lewe was nie reg nie, dan is daar nie omdraai nie. Dan is nie kans om te sê, ag Here, asseblief gee my nog 'n kans. Ag Here, asseblief, kyk ek het hierdie. Kerk, as God nie jou naam geroep het nie, is dit verby. Daar is nie nog 'n kans nie. Hierdie wat jy hier het vanmôre is jou kans om reg te maak met God. Daar is nie 'n kans daarna nie. En ons weet nie wat die dag van môre bring nie. Dit is hoekom dit so belangrik is dat ons begin wakker word en op 'n kerk speel en begin besef, dis 'n tyd nou wat die Here my roep om my lewe in orde te kry, om my hart ten volle oor te gee aan God. Nie met 'n halwe hart nie, 'n volle hart. God verdien nie net 'n stukkie van jou hart nie, kerk. Hy verdien jou hele hart. Hebreërs 12:14 en 5 tot 15 sê, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder, hoor mooi, waarsonder niemand die Here sal sien. Hoor jy wat sê die woord vanmôre, kerk? Jaag hierdie heiligmaking na, want sonder dit gaan jy nie die Here sien. So as ons dit nie het nie, beteken dit ons is waantoe op pad, hel toe. En pas op, sê die woord, dat niemand in die genade van God veragter. Dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie daardeur besoedel. Nou wat beteken dit as ons nou vanmôre sê, die woord sê ons veragter die genade van God? Dit beteken ons raak agter. Dit beteken om kort te skiet of om iets mis te loop. Om uit hierdie pad van genade van God uit te beweeg, of onder hierdie sambreel van genade wat God oor jou hou, jy beweeg uit onder hierdie sambreel. En dit beteken nie noodwendig dat God opgehou het om genadig te wees nie, nee. Maar dat jy en ek self wegbeweeg van hierdie genade. Ons maak die keuse, jy maak die keuse om weg te beweeg uit hierdie genade van God. En dit is wat dit beteken. Pas op, sê die woord. Pas op, is 'n waarskuwing, kerk. Die Here waarsku vir ons hier, om nie te veragter in sy genade. Hierdie genade waarvan ons praat vanmôre, of waarvan die woord verwys, is God se onverdiende guns. Sy hulp wanneer ons swak is, sy krag om ons staande te laat bly. Maak nie saak hoe rof of hoe grof jou omstandighede of die situasie is waarin jy is nie. Dis sy vergifnis wanneer ons faal.
Om te veragter in genade beteken, jy begin leef asof jy dit self moet doen. Jy begin vertrou op jou eie krag, prestasies of jouself regverdiging. En dit is niks anders as om 'n hart sonder oorgawe aan God te gee. As baie mense wat rondloop en sê, ek ken die Here, maar ek wil vir u vra vanmôre, ken die Here jou? As bitter baie mense wat sê, ek ken die Here. Want jy weet presies waarmee jy jou besig hou. En hy hoor elke woord wat uit jou mond uitgaan. Hy weet van alles wat in jou lewe aangaan. Maar as ek vanmôre vir u kan vra, ken die Here jou? Wil ek weet of jy werklik 'n verhouding met die Here het. En ek wil vir u sê vanmôre, sonder hierdie totale oorgawe met ons harte aan God, wil ek vir u sê, ons gaan dit nie maak nie. Kerk, jy kan nie met 'n halfhartige hart in enige verhouding gaan. Kom ons wees eerlik vanmôre. As jy met 'n halfhartige hart in jou huwelik ingaan, is nooit kan hoor. Dit gaan nie. Dit kan nie werk nie. Dit is alles of is niks. So ons moet ons harte totaal en al oorgee aan God. Dis wat God van ons verwag. Ek wil vir u sê vanmôre, mense met dubbelhartige harte sal hierdie woorde hoor, wat God sal uiter, soos die woord sê, gaan weg van my af, wat ek het nie geken. Is dit dan nie dat die woord vir ons sê, jy kan nie twee Here dien nie? Dat hy sê, jy gaan die een meer lief hê as die ander, of van die een meer aandag gee as die ander? Is dit dan nie duidelik genoeg gestel vir ons die kerk? Vra jouself vanmôre, het ek 'n totale oorgawe aan God gemaak hier waar ek sit vanmôre? Of leef ek met 'n dubbelhartige hart soos die res van die wêreld? Matteus 6:24, niemand kan twee Here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Jy kan nie God en Mammon dien. Daarmee wil ek vir u sê vanmôre, daar is duisende mense wat glo dat daar 'n God is. Daar is duisende mense wat glo dat Jesus Christus gebore is, aan die kruis gesterf het en opgestaan het. Daar is duisende mense wat wel hulle harte totaal oorgegee het aan God. Daar is min mense wie se verhouding 100% oorgegee is in die hande van die Here God. Dat is min. Dat is min. Jy sal sien, jy sal die pad sien van mense wat glo dat daar 'n God is, mense wat glo dat Jesus Christus aan die kruis gesterf het. Maar daar is min mense wat obedient is teenoor die woord van God. Hoekom? Die wêreld in sy genot is dan so lekker. Daar is soveel opwinding daarmee. Ek praat Vrydag met iemand wat vir my vertel, Chris, jy sal skrik as jy sien hoeveel besigheidsmanne buite-egtelike verhoudings het. Of hoeveel getroude vrouens met ander mans deur mekaar is. Hier is gewoonlik nie ongelowiges nie, hè. Hier is manne en vroue wat in die voorgestoeltes van kerke sit. Gesiene mense. Mense wat Sondag na Sondag in die kerk instap en sing tot eer van God. Mense wat God loof en prys en dan bid met hulle lippe. Maar hulle harte is so bitter ver van God af. 'n lewe met harte sonder oorgawe. Kerk, jy kan miskien deur jou status wat jy voorsit, of jou masker wat jy dra, die pastoor mislei, of jou heilig hou op 'n Sondag, of die pastoor kan jou dalk mislei om homself heilig te hou op 'n Sondag, maar ek wil vir julle sê vanmôre, God ken die hart van elke mens. Amen. Van elke mens ken hy die hart. 1 Samuel 16:7
Maar die Here sê vir Samuel, kyk nie na die voorkoms en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering. Want nie wat die mens sien nie, sien God nie, want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die harte. God ken vanmôre elke hart wat hier sit. God ken elke hart wat na die uitsending gaan kyk. Hy ken jou hart. Hy ken my hart. Kinders van die Here, hoor vanmôre as die Gees met jou praat. Hou op om 'n dubbelhartige lewe te lei, want God stel nie belang in iemand wat hom nie in gees en in waarheid het. God stel nie net belang in hoeveel duiwels jy uitgedryf het nie. God stel nie net belang in die tye wat jy in tale gebid het nie. Hy stel belang wat in jou hart aangaan. En hy kyk tot in die diepste van elke hart. En daar is absoluut niks wat ons vir God kan wegsteek. Jeremia 17 vers 9 en 10 sê dit so mooi. Hy sê bedrieglik is die hart bo alle dinge. Hoor wat sê die woord, bedrieglik is hierdie hart bo alle dinge. Met alle woorde, daar is nie nog iets meer bedriegliker as die hart nie. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Dan gaan die Here verder en hy sê ek, die Here, deursoek die hart. Ek toets die niere, om aan elkeen te gee aan sy wee, volgens die vrug van sy hande. Hierdie is seker een van die hardste woorde wat ons kan hoor vanmôre. Die Here is die een wat die hart kom deursoek, kerk. Dis wat hy sê in hierdie skrif. Hoor vanmôre wat sê die woord, geliefdes. God self deursoek die hart. En as God self hierdie hart deursoek het, is daar absoluut niks wat daar aangaan wat hy nie van weet. En daar kennis van alles. Dan gaan hy verder en hy sê, dan sal ek gee aan elkeen volgens sy wee en volgens die vrug wat hulle dra. Nou wil ek vir u sê vanmôre, as dit vrot gaan met jou in die lewe, vra jouself die vraag af, wat se vrug dra ek vanmôre? Wat se vrug dra ek vanmôre? Die Here sê vir ons, hy is die een wat gee aan ons volgens die vrug wat ons dra vanmôre. En die sien vanmôre, besef ons vanmôre dat ons is meestal die oorsaak as ons dinge nie uitwerk soos moet uitwerk, of soos wat ons gehoop het dit werk uit. Dat jy die oorsaak is van jou eie wee, dat jy die een is wat God vir jou gee op die einde van die dag sal bepaal. Deur die vrugte die daar gee. Wanneer jou lippe God aanbid, maar jou hart weier oorgawe, moenie verwag dat God se seën in jou lewe kom. Ons veragter in sy genade, ons mis dit totaal en al, omdat ons as gelowiges sukkel met die dubbelhartige lewe wat ons leef. Terwyl Jakobus 4 vers 8 vir ons sê, nader tot God en hy sal tot julle nader. Reinig die hande julle sondaars en suiwer die harte julle dubbelhartiges. Nou kom ons kyk bietjie wat beteken dit as ons praat van 'n dubbelhartige hart. 'n dubbelhartige hart is 'n hart sonder oorgawe. Niks anders as dit. Dit beteken letterlik wat ons tema sê vanmôre. Jy sit met twee tipe gedagtes, twee realiteite en twee rigtings in die lewe. Met ander woorde, jou een voet is in die kerk, jou ander voet is in die wêreld. Jy sit met hierdie verdeelde toewyding, wat beteken jy verdeel jou hart. Een gedeelte van jou hart lewe vir God en die ander leef vir die wêreld. Dit is 'n hart wat God wil dien, maar ook die wêreld wil behou. Dis 'n hart wat gehoorsaam wil wees, maar nie die sonde wil los nie. Dis 'n hart wat wil vertrou, maar terselfdertyd ook twyfel. Dis 'n innerlike verdeeldheid hier binne in jou hart. Die diep in jou hart is dit 'n innerlike verdeeldheid. Dis so goed, jy sny jou hart in twee.
So goed jy sny in die helfte deel. Hoekom praat die Here van die hart? Want hierdie is nou 1 pompie wat hierdie liggaam nie meer kan sorg. En ek kan nie van my niere uithaal, ek kan eers van my longe uithaal, ek sal dit nog maak. Maar hierdie hart is die middelpunt van alles. Die hart is wat jou hele liggaam aan mekaar hou. Dis hoekom die Here vanmôre praat oor die hart, omdat dit so belangrik is vir God. In die een helfte aanbid jy God, en die ander helfte die wêreld. 'n dubbelhartige persoon is iemand wat vandag geestelik vuurwarm is, en môre ijskoud teenoor die Here. Dis gewoonlik iemand wat bid, en vertrou nie regtig hom heeltemal. En ek sê dit vanmôre met my lippe, Here, ek glo, ek vertrou U, maar in my hart loop ek met die duiwelsliefde. Dus wanneer ek sê, Here, ek gee alles, maar eintlik hou ek seker weer terug. Hoeveel keer het ons al hierdie dinge gepraat? Dis 'n tipe mens wat maklik heen en weer geslinger word deur sy omstandighede. Jakobus sê vir ons, niemand is so onbestendig, is soos 'n golf wat deur die wind rondgeslinger word. Hoekom is dit so 'n gevaarlike plek om te wees? Omdat 'n verdeelde hart 'n hart is wat nie totaal oorgegee word aan God. Dit is 'n hart wat vrede steel, geestelike groei keer, twyfel voed en jou krag in jou gebed ondermyn. Dan vra jy jouself, maar Here, hoekom antwoord U nie my gebede nie? Hoekom kry ek nie 'n deurbraak in my gebed nie, Here? Op plek van Here, waar lê die fout? Heilige Gees, help my dat ek vanmôre ondersoek doen in myself, dat ek vanmôre die besem vat en voor my eie deur vee, dat ek vanmôre kan verstaan, waar is die probleem? En ons bid dat die Gees van God sal openbaar in elkeen se hart vanmôre. As daar 'n dubbelhartige hart is, kerk, moenie verwag dat God jou gebede gaan beantwoord. Ons dien 'n almagtige God. Ons dien die skepper van hemel en aarde. En ons weet, of ons behoort te weet vanmôre, God vra nie vir perfeksie. Moenie hier sit vanmôre, kerk, en dink, ek praat en ek sê, ons moet perfek wees voor God, anders gaan ons nie die hemel maak nie. Nee, die Here kyk nie na perfeksie nie, die Here soek nie na die perfeksie nie, maar hy soek 'n opregte hart. 'n hart wat oorgegee is aan God. Dit is wat hy soek. Hy vra net dat jy nie met 'n verdeelde hart na hom toe kom. Hy wil jou hele hart hê. Hy stel nie belang daarin as iemand hom aanbid net met sy lippe, maar jou hart is steeds nie op die regte plek nie, of jou hart is steeds verdeeld nie. Die oplossing is nie net om harder te probeer nie, maar die oplossing is om te sê, Here, vandag gee ek my hele hart oor God. Dit is die oplossing. Om 'n totale oorgawe aan God te maak. Dit beteken daar's nie meer plek vir die wêreldse dinge. Want as jou hart vol is van Christus, dan is daar nie meer plek vir die wêreldse dinge. Nou wil ek vanmôre vir u sê, vanoggend toe ek so bid tot die Here, en ek besef net, weet jy, daar's soveel mense, ek was self een van hulle, toe ek 'n jong seun was, toe sê ek vir myself, ek kan nie nou my hart vir die Here gee, maar my hele lewe gaan op hold gesit word. Dis nonsens, kerk. Dis nonsens. Moenie dink, as jy jou hart vir God gee, en totaal en al vir God jou hart gee, jou lewe stop nie, of jy kan jouself nie geniet nie. Dis nonsens. Jy mag nog Jacaranda luister. Dis net Kerdern is die probleem. Jy mag nog radio luister. Jy mag musiek luister. Let net op wat se musiek jy luister. Want ons is geneig om lekker saam met hierdie beat te gaan, en op die einde van die dag, as jy hoor wat daar gesing word, dan is jy besig om die duiwel te aanbid. Sif hierdie dinge, en jy kan steeds jou lewe geniet. Want ek wil vir u sê vanmôre,
Ek geniet my lewe. Die Here is goed vir my. Ek geniet my lewe. Ek het nie nodig om enigstens iets met my voet in die wêreld in te beweeg om my lewe te geniet nie. Dis nonsens. Jy kan gaan visvang, jy kan gaan jag, jy kan doen wat jy wil. Doen dit tot eer van God. Dit is niks fout. Daar's 'n ander probleem as jy saam met jou chommies die by Boston los gaan lê tot 1 in die môre en daar uitslinge. Dis iets waar die wêreld vashou. Man, dit is so lekker om te gaan suip. Dit is so lekker om met 'n ander ou se vrou te praat. Dit is so lekker om hierdie buiteegtelike verhoudings te hê. Dis lekker, dis lekker, dis lekker. Pas op, dat jy nie veragter die genade van God. Kerk, môre is nie gegarandeer. Môre is nie gegarandeer nie. Dis hoekom ek vanmôre by u pleit. Los hierdie dinge, jy kan jou lewe geniet ten volle, terwyl jy die Here dien. Jy het nie nodig om deel te word van die wêreld om jou lewe te geniet. Dit is die leuen wat die vyand vir die wêreld vertel, vir die mense vertel. As jy nou jou hart vir die Here gee, dan stop jou lewe. Dis wanneer my lewe begin het. Die dag toe ek my hart vir die Here gegee het. Hy het nie gestop. Amen. 'n Suiwer hart of 'n hart wat totaal oorgegee is aan God sê, Here, ek kies nie die halfpad vanmôre nie. Nie voorwaardelik, maar met alles wat in my is. Dit, my broer en suster, is eers wanneer u en ek sal kan sê, ek ken die Here, en die Here ken my. Lys sy naam, ons steen belofte. Halleluja. Dit is waar u en ek moet wees vanmôre. Ek wil vanmôre kan sê, ek weet die Here ken my persoonlik, want ek aanbid hom, nie net met my lippe nie, maar my hele hart behoort aan die Here. My hele hart behoort aan God. Dis wanneer daai transformasie begin. Dis wanneer ons oorgee aan die Heilige Gees en sê, Here, kom in en maak skoon. Haal alles uit, Here, wat u hier hoor. Trek die wortels uit van hierdie sonde en gooi dit weg, dat ek nooit weer myself sal besig hou. Dis wat die Here van ons verwag vanmôre. Dit is wat die Here van ons verwag vanmôre. Wanneer ek kan sê, Here, ek gee my hart aan u vanmôre. Kan jy my nog hoor? Ja. Amen. Ek kan vanmôre vir die Here sê, ek gee my hart aan u, Here. Ek kan vanmôre vir u sê, Here, jy soek hierdie hart van my, want ek weet dat daar is absoluut niks in my hart wat ek ronddra, wat nie daar hoort nie. Dis hoekom dit vir my so wonderlik is, as iemand vir my 'n boodskap stuur en sê, bid asseblief, gryp in asseblief, kan ek instap in die troonkamer van 'n lewende God, sonder om vanmôre eers te sê, Here, ek sal eers moet vra, help my, vergewe gou hierdie tye wat ek met my dubbelhartige hart, my hart sonder oorgawe in die wêreld gestap het. Nee, ek kan instorm in die troonkamer van 'n lewende God, want ek weet, my hart is suiwer, my hart is skoon, en ek sê nie vanmôre ek is volmaak nie, kerk. Ek het my foute, ek het my sonde, ek doen sonde, ek pleeg nog sonde. Die Here stel ek te leer, baie keer in my lewe. Dank die Here, dat ek nie bang is om vir die Here te sê, weer soek my hart vanmôre. Dit is wat God van ons verwag. Dis 'n suiwer hart. En nou wil ek vir u sê vanmôre, hierdie dubbelhartige hart kan iets van alles wees vanmôre. Is nie noodwendig net die myntaal nie. Dit kan onvergewensgesindheid wees, dit kan jaloesie wees, dit kan afguns wees, dit kan selfs haat wees. Dit kan egbreek wees, dit kan pornografie wees, dit kan selfs oneerlikheid wees. Al hierdie dinge kan deel hê daarin dat ek nie my hart totaal en al kan oorgee aan God. Dit terwyl die Here vir my sê,
kom na my toe. Ken my in al jou weë. Hardloop na my toe, want ek sal jou skuilplek wees. Gee vanmôre hierdie worsteling vir die Here en erken vanmôre voor God hoekom jou hart steeds verdeel is. Vertel vir die Here, kerk, dis jou hemelse Papa. En as jy nie 'n pa gehad het, wat vir jou liefde gegee het, wil ek vir jy sê, moenie dat dit ooit 'n verhouding met die Here verbreek, asseblief. Want hy, nie een van ons, ek gee nie om hoe goeie pa jy is, jy kan nie so goeie pa wees soos die Here. En ons kan die Here nog hoor, ons kan vanmôre voor God gaan staan, en so die Here sê, Here, ek weet u weet, waarmee ek sukkel. Ek weet u weet, dat daar is nog 'n gedeelte van my hart, wat nie totaal oorgegee is. Here, ek hou nog vas aan hierdie dinge van die wêreld. U weet dit, maar ek erken dit vanmôre voor God, en ek wil dit vir u gee vanmôre. Ek wil vir u vra, Here, reinig my, maak my hart skoon, help my, Here, dat ek van hierdie goed ontslae raak, want ek wil vir u sê vanmôre, kerk van die Here, moet ek om hemelsnaam nie op jou eie probeer, jy gaan nie regkom. You need God. Jy het die Here nodig om jou te verlos van hierdie dinge. Niemand anders nie. Die Here, ons kan bid, ons kan pleit, ons kan doen wat ons wil. As die Here nie die werk doen, sal daar niks gebeur. Vertel vir die Here waarmee sukkel jy. Vra vir die Here, Here, wat verwag u van my? Om eers te erken waarmee ons sukkel. As iemand eers erken dat hy 'n probleem het met iets, dan het jy klaar halfvoor geweet. Want ek het erken, dis iets waarmee ek sukkel. As ek hierdie voorbeeld kan gebruik vanmôre, stel jouself voor, jy stap na die Withuis in Amerika toe. Ek kan nie 'n Suid-Afrikaanse voorbeeld gebruik nie, want hier is nie 'n goewerment in Suid-Afrika. En die wag lê in elk geval in slaap. So, maar kom ons gebruik nou maar Amerika as 'n voorbeeld. En ek wil hê jy moet verstaan vanmôre wat ek probeer sê. Stel jouself voor, jy is op pad na hierdie groot hekke van hierdie Withuis. Nog voor jy by die eerste hek kom, gaan die wagte jou reeds teenstaan en jy stop. En vir jou vra, waarheen is jou pad? En dan sê jy dalk heel moontlik vir hulle, nee, ek is op pad na die president toe, ek ken hom persoonlik. Gaan hierdie wagte jou inlaat by die hek, wanneer jy sê jy ken die president persoonlik? Nee, hulle gaan nie. Verseker nie. Maar, kom ons sê, ek stap so toe. En ek staan voor die hek en ek sê, ek wil die president sien, want ek ken hom persoonlik, en hierdie wag sê, nee. Jy kan nie net hier inkom. En terwyl ek daar staan en redeneer met hierdie wagte, kyk die president daar uit die Withuis uit, deur die venster, en hy sien my daar staan. En hy kom nader gestap, en hy sê vir my, hallo Chris, wat bring jou hier vandag? Wat gaan gebeur? Die wagte gaan terugstaan. Hoekom? Want die president ken vir my. Dis die verskil, kerk. As jy by die poorte van die Here gaan kom, gaan ek nie oor jy ken die Here nie. Dit gaan wees ken die Here jou. En dis daar wanneer die wagte, die hemelse magte, die engele van God vir jou gaan sê, sorry bro, jy is nie welkom. Dan ken jy die Here. Ek het hom reeds gaan vra, ek ken jy. Dan kyk die Here uit by daardie venster, kerk van die Here, wat ek vir jy sê vanmôre, is die genade weer van God toegemaak het. En staan nie meer genade. Ons besef vanmôre hoe groot is die genade van God. Ons besef vanmôre die onvoorwaardelike liefde wat God het, maar besef ook vanmôre dis wreed om te val in die hande van die lewende God.
Die dag wanneer God gesê het, hy het genoeg gehad, is 'n dag wat jy moet weet, hy ken my naam. My naam is opgeskryf in die boek van die Here. Dis die heel belangrikste ding. Dit is waarna ons almal moet streef. En ek sê dit weer vir u. Dit beteken nou nie, jy mag niks meer doen nie. Jy moet jouself in die kamers toesluit en jou probeer heilig hou nie. Nee. Wat ek vir probeer sê is, God ken jou hart. Die Here weet hoe hard probeer jy. Dit is wat ons moet doen. Probeer jou utmost best om jou hart ten volle vir God te gee. Ons gaan faal, jy gaan. Jy faal elke dag. Maar as jy jou beste gee, sien die Here dit daar. Hy sien dit daar. Ek kan vanmôre sê, ek het nie net met my mond proklaim dat ek God ken, maar met my hart dat hy die koning van die koning is en dat hy my persoonlik ken. Hy ken nie net my naam nie, hy ken ook my hart. Want my lewe behoort aan die Here. My hart behoort aan hom en net aan hom. Ek kan bid om met my lippe en met 'n hart wat totaal en al oorgegee is aan Christus. Ek wil vir julle sê vanmôre kerk, ons het net een kans. Jy het net een kans. Een kans. As jy 'n lewe lei sonder God, sal jy voor 'n lewende God kom staan en die woorde hoor, gaan weg, ek het nie geken. My liewe broer, my liewe suster, as absoluut niks wat jy daarna gaan kan sê. Wat enige verskil gaan maak in die situasie wat God gaan besluit. Die oomblik wat jy hierdie woorde hoor, wil ek vir jy sê, is jy op pad in die poel van die vuur, in die hel gaan. Daar's geen omdraai. Niks. Daarom waarsku die woord ons daarmee. Ek wil vir jy sê, ek dink, ons moet al 'n bietjie meer begin dink aan die hel. Want die hel is 'n werklikheid. Alhoewel die hel nie vir u en vir my gemaak is nie, dis vir die Satan en sy demone gemaak. Maar ek wil vir u sê, daar's 'n gedeelte in die Openbaring wat sê, dat die wat Satan volg, sal wees soveel soos die sandkorrels van die seeslag. Dit is iets om jou wakker te maak. Sê die woord nie vir ons almal wat gaan sê, Here, gaan nie in die hemel. Dis hoekom ek vir u sê, ons het een kans. Ons behoort nou ons lewe reg te kry. Ons kan nie voor God gaan staan. Die Here gaan nie vir jou daai geleentheid gee om te please en te explain. Ja, jy gaan voor God staan en jy gaan vir die Here vertel, wat het jy met jou lewe gemaak? Maar as die Here jou naam nie daarin geskryf het nie, is dit verby. Is dit verby. Môre is vir niemand gewaarborg. Nie een van ons weet of ons wel môre nog hier gaan wees. Daarom is dit so bitter belangrik om keuse te maak. Vandag nog, kies ek. En ek wil vir julle sê, kerk, as jy gedink het om jouself te bekeer, of bekering is een keer in jou lewe, dit is nie. Dit is 'n daaglikse roetine. Here, ek keer myself weg van die wêreld tot u. Ek pleit vir vergifnis van my sondes wat ek gepleeg het. Here, vandag weer opnuut probeer ek my beste vir u te gee. As jy nie jou hart totaal kan oorgee aan God, is jy op 'n bitter gevaarlike plek. Jy speel om vuur. As jy nie jou hart totaal oorgee aan God, en nou bedoel ek, hierdie sondetjies wat ons so van hou nog, hierdie goedjies wat ons nog so aan vashou, wat ons nog soveel skoondal, so lekker is. Gaan braai saam met jou kinders. Daar's niks fout daarmee nie. Jy hoef nie saam met hulle te suip nie. As hulle daar gesuip is en hulle besluit om na die naaste hoerhuis te gaan, wat glo jy kan nie gaan huis toe? Amen.
Jy hoef nie saam met hulle te gaan nie. Dis dubbelhartigheid. Moenie vir my sê, dis okay met die Here nie, want dit is nie okay met God. Jy kan nie die wêreld dien en God. Ons moet 'n keuse maak. Jy plaas jouself op 'n bitter gevaarlike plek, as jy met 'n dubbelhartige hart opvoer. Jy moenie hier sit en vir jouself vertel en jou gewete streel en sê, ag, die genade van God is so groot, ek is okay, ek is op pad hemel toe. Of vir jouself sê, ag, Jesus het ons aan die kruis betaal vir al my sonde, wat ek gepleeg het, wat ek nog gaan pleeg. Ja, dit is so kerk, maar ek wil vir jy sê vanmôre, jy kan nie hier sit en sê, ek mag nou maar doen wat ek wil, want die Here het die prys betaal. Nee my broer, nee my suster, die woord is baie duidelik as dit kom by hierdie ding. As jy nie 'n verhouding met Christus het nie, ken hy jou nie. En jy kan nie 'n verhouding met God hê, terwyl jy jou besig hou met goed soos hierdie. Vir die president om jou te ken, en die wagte te sê om die hek oop te maak, en daar 'n verhouding wees te sê. Die mense het hierdie slegte gewoonte om te bedek, om voor te gee, hulle is wie hulle nie is. En soveel van ons word geflous daardeur. Goed. My. Of is ek die enigste wat geflous word? Is ek die enigste dom een nie? Nee, kyk. Goodness. Dit is ook hoekom dit so bitter belangrik is, dat ons in konnotasie met die Gees van God bly, dat die Gees vir jou kan wys met wie jy dit te doen. Want die Gees is die een wat deur daai maskertjie kyk. Net soos wat God deur kyk. Ons probeer altyd ons beste voet voorsit vir mense. En dis terwyl ons God mis daardeur. Ek is so besig om mense te probeer please en my pretension dat ek vergeet, God is die een wat presies weet wie ek is. Ek sê nou die dag, of gister praat ons so. Dis vir my so funny, eintlik. Ek kan dit anders sê. As iemand nou iets doen, en hy wil nie ek moet weer daarvan. Wie is ek? Ek is 'n mens, soos elke een van die wat in hierdie banke sit. Moenie vir my iets wegsteek nie, kerk. As jy iets in die heel eerste plek wil wegsteek vir iemand, is dit verkeerd. Hoekom steek jy dit dan weg? As daar niks fout is daarmee nie, hoekom steek ek dit weg? Dat ek mos nie nodig om enigiets weg te steek voor enige iemand nie. Want nou moet ek vir my wegsteek, wat 'n mens is. Come on, kerk. Jy doen dit daar agter die pilaar. Solank ek dit net nie sien. Ek het niks vir jou, die Here is daar ook. Hy staan daar agter die pilaar ook. En hierdie kant, en daai kant, en hierdie kant. Jy kan nie verwag dat God jou seën en jy eer mense oor God. Want dis wat jy doen. As jy bang is, ek vind uit daarvan. Maar nie bang is God kry jou beet daaroor. Dan eer jy my. Wie wat doen jy eintlik? Jy plaas 'n mens bo op God. Dis wat jy doen. Niks anders nie. Die mens is geroep om te streef na heiligmaking. Ja, jy het reg gehoor. Dis 'n kernwaarheid in 'n Christelike lewe. Die Bybel sê vir ons dat ons as gelowiges is geroep om heilig te wees, net soos wat God heilig is. Petrus 1, 13 tot 16, sê daarom, om God die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle lewe van lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Nou wil ek vir u sê vanmôre, as jy hier heiligmaking in jou hart toelaat, sal jy nie besig hou met goed wat nie van God af is.
Dit kan nie gebeur. En wat is die heiligmaking? Heiligmaking is 'n lewe van groei in heiligheid. Nie 'n perfekte lewe van die begin af nie, maar 'n lewe wat al hoe meer soos Christus begin leef. Met ander woorde, my denke, my hart en my dade word geleidelik verander deur die Gees. Want ek laat die Gees toe om hierdie verandering te doen. En al hoe ek dit kan doen, is om te werk aan myself. Dis al. En te luister wanneer die Gees met jou praat. Dit beteken ook 'n geskeide lewe van sonde. En nou praat ek nie van wat jy kies om te hou en wat jy kies om te los nie. Jy behoort nie iets te kies wat jy weet wat verkeerd is. Sonde is sonde. Kry klaar met sonde voordat dit klaar kry met jou. Nou wil ek vir u sê, sonde behoort nie net vermy te word omdat ons weet dit is verkeerd in die oë van die Here nie. Maar ons behoort die sonde te vermy omdat ons God liefhet. Come on, kerk. Omdat ons die Here liefhet. En as jy iemand liefhet, dan doen jy nie dinge wat daai persoon seermaak nie. Of dink jy dalk die Here God het geen emosies nie? Dink jy die Here word nie teleurgestel nie? Word nie hartseer, ek het niks vir u. God het emosies. En ek is seker die trane rol soms oor Jesus se gesig as hy sien hoe die mens optree en alles, en na alles wat hy vir ons gedoen het. En hierdie dinge maak hom verseker seer. Net soos jy en ek hartseer word as iemand vir wie jy bitter lief het, jou seer maak. Net so word die Here ook hartseer as iemand vir wie hy lief is, om seer maak. As iemand om met sy lippe aanbid, maar sy hart is sonder oorgawe. Hoe voel die Here nie party daaroor ons as mens? Hoe lank nog gaan ons as mens met die dubbelhartige lewe rondloop? Hoe lank gaan ons as gelowiges ons besig hou met die dinge van die wêreld? Hoe lank gaan ons nog die vyand die oorhand gee oor ons lewe? Hoe lank gaan ons nog weier om ons totale samewerking aan die Gees te gee? Samewerking met die Heilige Gees beteken God werk in jou om jou te help verander. Jy kan dit nie self doen. Dis genade plus jou deelname. Heiligmaking is 'n proses. Nie 'n skielike oomblik van perfeksie nie. Ek staan nie een oggend op en nou is ek heilig. Nee, ek werk daaraan. Net soos wat jy werk vir jou promosie by die werk, so werk jy daaraan. Behels 'n daaglikse keuse van afhanklikheid van God. Behels die hart en die dade, nie net die uiterlike gehoorsaamheid nie, maar 'n veranderde hart. Dis vir jou eie belang en God se eer. Want jou lewe weerspieël God se karakter in die wêreld. Maar op hierdie oomblik weerspieël die wêreld in ons karakter teenoor God. Dis tyd dat ons 'n besluit maak. God of die wêreld. Jy het een van twee keuses. Jy kan nie albei kies. Dit is onmoontlik om albei te doen. Heiligmaking is nie 'n opsionele byding of 'n byvoeging. Dit is die roeping van elke gelowige. Die roeping om te streef daarna om jou hart, jou denke en jou lewe te laat vorm soos Jesus. Moenie moed verloor oor jou swakhede nie. Elkeen van ons het iewers iets waarin ons swak is. Maar ek dank die Here elke dag vir 'n nuwe kans om te groei in hierdie heiligheid. Maar ek moet 'n besluit maak. Dit beteken ek moet volhard in my besluit. Beteken ook ek moet dit voluit doen. Nie halfhartig. Volharding beteken ek druk deur, maak nie saak hoe moeilik dit vir my raak nie. Soos wat Jesus deurgedruk het toe hy gemartel en feitelik verbind was. Steeds het hy ons vir u en vir my op alles gestel. Hoor dit alles het God ons gestel. Hy deurgedruk
tot aan die einde, om sy liefde aan u en my te kan bewys. Nou is dit ons beurt, om bietjie ons liefde aan God te bewys. Tot en met die laaste, tot en met die dag, dat jy jou laaste asem uitblaas, of tot en met die dag, wat die Here kom op die wolke, behoort jy jou lewe ten volle tot God te wy. Maar besluit vir Jesus te neem, is een van die belangrikste keuses wat 'n mens ooit kan maak. Dit beteken nie net om te glo nie, maar ook om jou lewe doelbewus aan hom oor te gee, as jou leier, jou verlosser, jou saligmaker. Wat beteken dit vir ons? 'n bewuste keuse. Jy kies, nie net toevallig, omdat ander mense dit doen. Jy sê, Here, ek wil U volg, ongeag wat gebeur, met my hele hart. Dit beteken 'n totale oorgawe, met 'n hart vol van Christus. Nie van die wêreld en sy dinge. Jou hele hart, jou hele lewe. Dit beteken jy gee jou drome, jou tyd, jou vriendskappe, en elke besluit wat jy neem aan God. Nie selektief nie, alles. Moenie vanoggend hier sit en sê, okay, ek sal nou neerskryf, hierdie gee ek vir God, hierdie los ek. Nee. Jy kan nie so hierdie lewe gaan. Maar hele lewe gee oor aan God. Jy volg nie net sy pad wanneer dit maklik is nie, maar ook wanneer dit moeilik is. Vertrou in sy krag en sy liefde. Jy erken dat jy nie alles self kan doen nie, want ek vertrou dat God my sal lei en dat hy die eens wat alles kan doen. Al verstaan jy nie aldag alles nie. Romeine 10 vers 9 en 10 sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart kan glo dat God met die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons sy redding. Geliefdes, God sien jou hart. Alles wat jy voel, alles wat jy dink, alles wat jy doen. Hy sien jou vrese, hy sien jou drome, hy sien elke een van jou tekortkominge. Hy roep jou nie halfhartig, maar met 'n volle liefde wat jou hele lewe kan verander. Jesus sê in die boek van Matteus, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Ek sal vir julle rus gee. Dit is 'n uitnodiging om nie net in jou geloof te glo nie, maar om jou hele lewe aan God toe te wy. Al jou drome, jou planne, al jou tyd en jou energie, die hele hart wil God verby. Oorgawe beteken nie net dat jy alles verstaan altyd, of het maklik gaan wees. Nee, dit beteken jy kies Jesus bo alles. Dis wat dit is. En dat jy hom vertrou om te lei, selfs deur die storms en deur die uitdagings in jou lewe. Dit is 'n ware vryheid. Dis die vrede wat jou hart vervul. Dis die begin van 'n lewe waarin God jou vorm, jou lei en jou vul met sy krag en sy liefde. Vandag is die dag om jou hart heeltemal oor te gee aan God. Nie langer wag nie. Nie toelaat dat jou vrese jou terughou. Want Jesus die Here van jou lewe wees. Nie net in sommige dele van jou lewe nie, maar in jou hele lewe, in jou alles. Kan ons vanmôre tot God kom? Kan ons vanmôre sê, Here, van vandag af gee ek my alles aan God, want ek weet vanmôre dat U alles vir my gegee het. Here, ek wil U hart gelukkig maak. Dis wat ek wil doen. Jou lewe kan God verheerlik en hom bly maak. Maar dit begin by jou hart en jou keuses. Die Bybel sê duidelik vir ons dat God nie net kyk na wat ons sê nie, maar na wie jy is en hoe jy leef. Hoe kan ek God gelukkig maak? Met 'n hart heel eerste wat ek lief het. Jy maak hom gelukkig deur hierdie opregte liefde en totale oorgawe. Nie net rituele of uiterlike optredes nie, beteken niks. Dit is 'n lewe van gehoorsaaming, wanneer jy doen wat hy jou vra, selfs al is dit hoe moeilik. Dit is iets wat vir God vreugde bring. Romeine 12:1 sê, gee julle liggame as 'n lewende offer aan God. Dit is heilig en aangenaam. Maar, jy maak God gelukkig
deur 'n vrugbare lewe te lei. Met die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, geloof en selfbeheersing. Dit wys jou karakter vanmôre. Jy maak God gelukkig deur vertroue in hom en 'n totale oorgawe. As jy jou lewe aan God gee en hom toelaat om jou besluite te laat lei, sê jy eintlik, Here, ek kies die bewaars. Dit bring hom vreugde en eer, en dit wys jou afhanklikheid, jou liefde en jou geloof van God. Here, van vandag af wil ek sê, nie net met my lippe, maar met my hart wil ek U loof en U prys. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike eer en voorreg is vir my om hierdie woord te hoor. Hierdie woord wat vanmôre in erns op elkeen se hart moet gaan lê. Ek wil vanmôre pleit by elkeen wat in hierdie banke sit vanmôre. As jy vanmôre hier sit met 'n dubbelhartige hart, of as jy vanmôre hier sit met die een voet in die kerk en die ander ene in die wêreld, wil ek by U pleit vanmôre, kerk vir U. Maak 'n totale oorgang aan God vanmôre. Wat ook al nou in jou gedagtes opkom, wat jy nie van God af is. Wat jy weet vanmôre nie hoort meer in my lewe nie. Dis iets wat die Here lankal vir my gesê het om van ontslae te raak. En ek bid vanmôre dat jy sal gehoor gee in die Gees vanmôre. Net daar waar jy sit, gee dit vir die Here vanmôre. Sê vanmôre, Here, ek erken dat ek het nog nie 'n totale oorgawe in my hart tot God gemaak. Nie laat die vyand jou terughou vanmôre. Nie laat die vyand hier langs jou sit vanmôre en vir jou sê, ja maar, jy kan nie, jou hele lewe gaan op hout gesit word, jou hele lewe gaan gestop word. Nee, dis dan wanneer jou lewe begin. Dis dan, Here, wanneer ons hart totaal oorgee aan God en gehoorsaam is aan die woord en aan die Gees wat ons lewe eers begin. Gee dit vanmôre vir die Here. Kom uit vanmôre tot God en sê, Here, omdat ek U liefhet. Nie omdat U vir my 'n werk gegee het nie. Nie omdat U vir my 'n vrou gegee het, 'n kar gegee het, kinders gegee het. Nee, Here, omdat ek U liefhet, wil ek vanmôre commit teenoor U. Omdat ek U liefhet, wil ek aan U bewys, Here, ek sal my hart ten volle oorgee aan God. Van vandag af, Here, lewe ek vir Christus. Dat ek U liefhet. Nie omdat ek ontvang het die hand, omdat ek U liefhet. Dankie, Here, vir elkeen wat vanmôre hulle harte oopmaak vir U Heilige Gees. Dankie vir hierdie woord vanmôre, Here. En ek weet, partymal is hierdie woord hard, maar ek weet ook vanmôre, Here, as die Gees van God my lei om 'n woord soos hierdie te bedien, is dit nodig. Dankie vir die woord. Dankie vir die Gees wat leiding vat. Wat ook nou die Gees van God deur die banke beweeg vanmôre. Soos 'n sagte wind. En elkeen se hart sal aanraak vanmôre in die naam van Jesus. Dankie, Jesus. Dankie vir die Gees. Dankie vir die wonderbaarlike Gees. Dankie vir die goedheid, dankie vir die guns, die liefde, die genade, Here, wat ons niks van verdien. Die onvoorwaardelike liefde, Here, die voor ons staan vanmôre en sê, kom, aan my toe, ek wag al hoe lank vir U.
Ek wag al hoe lank dat jy jou lewe totaal sal oorgee. Dankie vir elkeen vanmôre, Here, wat 'n oorgawe gemaak het. En ek bid vanmôre, Here, dat selfs wanneer ons alleen is, dat hierdie woord in ons harte sal praat vanmôre. Dat ons, voordat ons enig iets doen of sê, dat hierdie woord wat ons vanmôre ontvang het, tot ons sal kom, en dat die Gees van God ons sal oorweldig met die realiteit daarvan. Dat ons sal besef, ek kan bekostig om 'n dubbelhartig lewe te lei. Dat ons vanmôre die keuse sal maak, is God of die wêreld. Maar dat ons ook sal weet vanmôre, dat ons keuses het nagevolg. Dat ons ook sal weet, dat God het ons vanmôre gewaarsku. Terwyl die woord sê, pas op, dat jy nie in die genade van God veragter nie. Is daar nie een van ons wat sal kan sê, Here, maar ek het nie geweet. Daarom bid ek vanmôre, dat die Gees van God in elke hart sal wees. En elke een sal teruggeroep na God. Ek bid dat die Gees van God die naprediker van die woord sal wees, en dat die elke een van ons sal sien, Here. Dat ons wat gehoor het, wat God gesê het. Elke een wat die oor het, gehoor het, wat God sê vir ons. Dat ons dit nie net sal los, maar dat ons hier sal uitstap, en dat ons lewe 'n bewys sal wees van ons oorgawe aan God. Dis my gebed in Jesus naam. Mag die naam verheerlik word, vereer word, en opgelig word, nie net met ons lippe nie, maar ook met ons harte vanmôre. Dankie, Here. Ek eer U, ek loof U, en ek prys U naam uit my hart in Jesus.